En die Here groet jou vanoggend, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. As ons kyk na verootmoediging, wat die Here van ons verwag, lees ek uit Matteus 6 vers 19 tot 34 en dis ook waarop die prediking gaan fokus ook oor hierdie gedeelte. Matteus 6 vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar die diewe inbreek en dit steel nie. Nee, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir 2 baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag, die ander een hoër, of die een meer oor hê en die ander een afskeep. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle maak nie skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy nou nie vir julle sorg nie, kleingelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En ek dink dit is die siekte van ons lewe, van ons tyd, is bekommernisse, angsaanvalle, vrees. Maar wat sê die Here vir ons? Nee, beywer jou allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God, en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Kom ons maak dit ons fokus. Ons fokus is eers op God en op sy koninkryk. Vader, dankie dat ons stil kan raak en in die teenwoordigheid kan inkom. Maak ons net almal rustig en help ons om op U te fokus. Dankie vir die woord, Vader. Dankie dat U deur U woord ons leer, ons lei en ons bemoedig. Ons bid dat U vanoggend vir Steven sal gebruik om U woord vir ons oop te breek. Ons vra, Here, dat U Gees hom sal lei. Ons wil ook dankie sê dat ons U woord kan bid. Dat U woord die kern van ons gewete kan vorm. En Vader, daarom neem ek nou vrymoedigheid om 'n gedeelte uit Romeine 12 vers 1 en 2 hardop te lees. Vers 1. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Vader, ons kom vra vanmôre dat U deur U Gees ons sal help om te lewe
soos wat hier in Romeine 12 staan. U gee so baie vir ons om. Baie dankie vir u liefde. Asseblief Vader, leer ons om ons hele lewe aan u oor te gee, dat ons afgesonder sal wees vir u. Ons vra dat u ons van binne af nuut sal maak. Verander asseblief ons manier van dink, sodat elkeen van ons kan weet wat u van ons verwag. U woord sê dat ons dan sal weet wat u wil is en hoe dat ons elke dag aan u kan oorgee. Laat dit wat ons doen vir u goed, aanvaarbaar en volmaak wees, Vader. Ek dra almal op aan u wat siek is, ook hulle wat vir toetse gaan en wat vir operasie gaan. Vader, u weet wie hulle is. Versterk asseblief hulle geloof in u. Ons bid dat hulle sal vashou aan u genade en liefde. Dankie vir elkeen wat u reeds genees het. Ons eer u daarvoor. Ons bid vir die skooliere en studente wat op die stadium baie druk en spanning ervaar. Mag hulle vrede in u vind, Vader. Geef vir hulle asseblief die nodige wysheid en insig. Ons sê ook dankie vir onderskeie prestasies wat behaal is deur van die skooliere hier in ons gemeente. Here, ons kom eer u vir die lewe van Sophie. Dankie vir nog 'n jaar wat u vir haar gegee het. Dankie dat u haar so lank gespaar het. Ons bid u seën oor haar sy vandag 'n volle 83 jaar oud is, Here. Ons eer u vir haar lewe en vir die voorbeeld wat sy vir ons stel. Dankie vir u teenwoordigheid en hulp by die uitreik gister in Claremont. Mag lewens wat aangeraak is, vrug dra en meewerk aan veranderinge in Claremont en ook in die omgewing hier om ons. Ons vra, Here, dat u die aanbieding by die kinderkerk sal seën, as ook al die gemeentelike aktiwiteite wat nog voor lê. Ons bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees Efesiërs hoofstuk 2, verse 8 tot 10. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. En dan fokus ons veral op vers 10, maar ook die gedeelte van in Matteus 6, dat God sal voorsien, wat ek net nou ook gelees het. Ek lees in die 1983 vertaling, Efesiërs 2, vanaf vers 8, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou laas Sondag het ek ook gefokus op hierdie gedeelte en dan ook spesifiek gekyk na visiestelers, nie gekyk na visie. God het 'n plan en doel met elkeen en wat God se plan in jou lewe kan steel, wat ons toelaat dat God dit steel. En ek wil eintlik ook hiermee verder gaan oor rentmeesterskap, nê? Ons beplan hier in my maand 'n finansiële seminaar waaroor ek baie in die span opgewonde is. En net so 'n bietjie ter voorbereiding ook vir die seminaar, die wat dit wil bywoon en om dalk jou 'n bietjie aan te hits om dit by te woon, wil ek kyk na rentmeesterskap. En nou rentmeesterskap gaan nie net oor hoe jy jou geld hanteer, dis weier as dit, nê? Is eintlik alles wat jy besit is ons net rentmeesters. Maar jou geldhantering, hoe jy jou finansies hanteer, gee tog 'n aanduiding hoe jy rentmeesterskap verstaan. Nee, wat verstaan jy onder rentmeesterskap? En daarom gebruik Jesus ook in 'n gelykenis van die
muntstukke, Matteus 25 vers 14 tot 30, praat hy van talente of muntstukke. Die een het een gekry en ek sal bietjie in die toekoms, as die Here se wil is, vir volgende Sondag na hierdie gedeelte kyk van Matteus 25 vers 14 tot 30, waar hy praat van hy het vir die eienaar weggaan en slaaf gegee talent of 'n goue muntstuk, 1,5 en so. Nou, want jou geldhantering wys hoe sien jy rentmeesterskap. Nou, geld is natuurlik nie goed of sleg nie. Geld is neutraal. Nee, die geld nie op beursie, nie dink as jy by kerk inkom jy geld beursie al buite los nie, want dit is slegte goed nie, glad nie. Nee, dit is neutraal. Jy kan geld aanwend, nee, om iemand gesond te maak, nee, hospitale op te rig, om bediening te befonds, nee, om uitreike te doen, om brood en kos voor te berei vir mense wat arm is en wat honger is, nee. So jy kan geld goed gebruik, maar jy kan dit ook sleg gebruik, nee. Ons weet ook, geld kan ook gebruik word, korrupsie. Hulle sê mos as jy hou van speurverhale, polisie stories. Wat is die grootste motief gewoonlik? Volg die geldspoor. Dis gewoonlik die motief. Hoekom daar moord of wat ook al plaasgevind het. Volg die geldspoor. Kan ook sleg gebruik. Ek sien Chris lag lekker daaroor, lê, want hy was mos nou die hoof van die speurafdeling by Linden en hy weet, volg die geldspoor. Dan kan jy sien, ek kom jy by die motiewe uit. Ja, so kan geld ook sleg gebruik word, nee, om dwelms te koop en al sulke tipe goeders te doen. Maar dis neutraal, dis goed en sleg. En nou kom die Here en hy weet, die Here het nie aarde toe gekom om jou geld te kom kry nie. Dis nie hoekom Jesus aarde toe gekom het, dat hy eintlik 'n groot ding geloods het, insamelingsprojek om jou geld te kry nie. Nee, die Here soek jou hart. Dis waaroor dit gaan. En ons gelees, Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal ook jou hart wees. Nee, dit is so duidelik, nee, mense plaas groot klem op besittings en op geld. God soek jou hart. Hy weet hoe belangrik geld speel in mense se lewens. En Jesus praat baie oor geld, nee. Daar's in die Nuwe Testament en die Evangelies 10 keer meer verse wat gaan oor geld en besittings as verse wat gaan oor geloof en redding. Want dit is waar jou geloof die tekkie die teer slaan, is wanneer dit kom by finansies, by behoeftes. 16 van Jesus se 38 gelykenisse gaan ook oor geld of besittings. God soek jou hart, dis waaroor dit gaan. Hy weet dit is hoe ons mense werk. Nee, daar waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Maar daar is so 'n stryd aan die gang oor jou hart. Die duiwel wil ook jou hart hê. Nee, en ons praat van 'n gees van Mammon. Mammon wil ook jou hart hê. Nee, en daarom sê Jesus ook in sy bergpredikasie, julle kan nie God en Mammon dien nie, nee, Matteus 6 vers 24. Jy kan nie God en Mammon dien nie, want Mammon soek ook jou hart. En God soek jou hart. Maar nou moet ons nie dink dat Mammon is geld nie, nee, ons het gesê geld is neutraal. Geld is nie sleg nie, maar Mammon is sleg. En wat is Mammon? Is daai liefde vir geld. Soos wat Paulus skryf, sy 1 Timoteus 6 vers 10, geldgierigheid, philargyros in Grieks, daai liefde vir geld, is 'n wortel van allerlei kwaad. Party die geld nagejaag en toe van hulle geloof afgedwaal, daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Daar kan 'n liefde vir geld ontwikkel nie, en wat jou opslurp nie, en jou verdrink, en jy gaan net agteruit. Dit is die probleem, en dit soek jou hart, daai liefde vir geld. En die liefde vir geld, nee, geldgierigheid, die gees van Mammon, kom met die leen en sê, geld, die hoeveelheid geld wat jy het, bepaal jou geluk. As jy baie geld het, dan is jy gelukkig, as jy min geld het, dan is jy ongelukkig. Ja, daar is natuurlik sy groot behoeftes, is jy ongelukkig. Maar dit sê eintlik, daai geldgierigheid sê, gemiddelde mense kan nie gelukkig wees nie. Jy moet net ryk wees, dis al, wanneer jy gelukkig kan wees. Nou,
Ek wil vir jou sê, ek weet nie of dit die waarheid, dit is glad nie die waarheid nie. Nee, ek onthou jare terug, nee, toe televisie net begin het, toe was daar 'n program wat my pa gesê het, 'n Sondes mag dit nie kyk, dit was bietjie laat in die aand gewees Dallas. Nee, onthou julle Dallas, nee. Jo, dis die ongelukkigste familie wat ek was so bly ek is daar op Brits nie op die plaas en ons kan buite speel en fietsery en so. Maar ons was baie gelukkiger as ou JR met sy hoed en Dallas, nee. Ja, dis nou 'n storie, maar mense het ook al baie keer beleef in hierdie lewe. Ryk mense wat so ongelukkig is, wat se gesinne uitmekaar uitval, huwelik uitmekaar uit. Geld bepaal nie die mate van geluk nie. Jare terug ook 'n kollega hier gehad, Dr. Leon van die kerk, en hy sê hy het een keer begrafnis gehou, en so op die oop, terwyl die kus afsak, was daar 'n groep van die familie wat die kant gestaan het, regs, aan die links van die graf gestaan. En hoe hulle vir mekaar geskree het en sleg gesê het oor hierdie oop graf, want daar's geld om te erf. Dit is Philargyros, Mammon, gees van Mammon. Nou, 'n gees van Mammon, nee, werk gewoonlik so. Jy wil God gebruik, selfs Christene en kerke kan beheer word deur 'n gees van Mammon, dat jy God wil gebruik om geld in die hande te kry. Nee, daar word byvoorbeeld, en God sal nie gebruik word. Jy sal hom nie gebruik om geld in die hande te kry nie, want dan word geld mos die baas, nee, en God word die slaaf, wat jy wil gebruik om geld in die hande te kry. God sal dit nie toelaat nie. Hy alleen is God. Nee, God is my baas, en geld is die slaaf wat ek gebruik in diens van God se koninkryk. Moenie geld daar plaas nie, en God as die slaaf nie. Kom ons raak bietjie meer prakties. Baie keer kan daar in 'n kerk gebeur, daar word 'n tekort geïdentifiseer, daar's 'n tekort aan geld, en dan word daar die woord gesê, ja, dit is nie God se doel, of nie, dit is nie God se plan dat daar tekort moet wees nie, nee, die bediening moet aangaan nie, God wil hê daar moet oorvloed en genoeg wees. En dan word die beginsel, die beginsel, finansiële beginsel van saai en maai misbruik, van Markus 4, sê vir die mense, saai hierdie geld, dan gaan God jou vergoed, 60, 30, 60, 100voudig. So nou word geld die baas, en God en sy beginsels, nee, oor finansies word dan gebruik, om geld in die hande te kry, selfs vir 'n kerk, of jou eie lewe. Nee, ek saai dit, want dan moet God my vergoed, 60, 100voudig, wat ook al. Nee, dit is wat dan, en dit is nie hoe dit werk nie. Die probleem is, geld word dan verhoog tot die doel. Nee, dat jy eintlik aan God en sy beginsels wil misbruik, om geld in die hande te kry. Dit gaan nie werk nie. Nee, ons is maar net rentmeesters, van alles wat God vir ons gee. Niks wat jy het, is joune nie. Dis God se. Ja, hy is alles, is God se. Ons is net rentmeesters. Ons moet bestuur vir die Here. Ons moet betroubare rentmeesters wees. Is saai en maai nie 'n finansiële beginsel in die woord nie? Ja, saai en maai is 'n beginsel wat die Here daar geplaas het. Maar dit is nie om in ons behoeftes te voorsien nie. Glad nie. Saai en maai is nie om in jou behoeftes te voorsien nie. Jesus leer eintlik teen dit, teen saai en maai, om in jou behoeftes te voorsien. Saai en maai is vir God se koninkryk om dit te bou. Maar nie om in jou persoonlike behoeftes te. Hy leer anderster eintlik, want hy sê, Matteus 6 vers 26, kyk na die wilde voëls, hulle saai en hulle oes nie, hulle maak nie skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? So die Here sê reeds hierso, hierdie voeltjies nê, hulle saai nie en maai nie, nê. Dis nie 'n voeltjie gaan hy pluk is koringkorrel en dan gaan plant hom na iewers en dan wag hy vir 'n ruk en dan kom die king op en dan eet hy. Nee, die Here sorg net. Uit genade en liefde vir sy skepping voorsien die Here in persoonlike behoeftes. Nee, ja, voorsiening, as God dit doen vir die voeltjies,
vir die veldlelies, nee, hy praat van die veldlelies en selfs vir die gras. As God so sorg daarvoor, hoeveel te meer nie vir ons nie. Ons is ons baie meer werd as mossies, as lelies en as gras. Ek meen die Here wys vir ons hoe werd ons is en hoe lief hy vir ons is. Kyk na die kruis van Jesus. Daar het hy die hoogste prys betaal vir jou wat hy kon betaal het. Daar's nie 'n hoër prys as die lewe, as die bloed van sy seun Jesus Christus. So kosbaar is ons vir die Here. En hy sal in jou persoonlike behoeftes voorsien. Bloot uit genade en liefde. Omdat hy jou lief het. En dan omdat hy genadig is. Hy's 'n Vader. Dis mossie geloof. As dit gaan oor jou persoonlike voorsiening, dan praat ons van mossie geloof. Nie saai en maai nie. Mossie geloof. Uit genade en liefde voorsien die Here in jou persoonlike behoeftes. Ek weet, dink maar net voorsiening. Ja, dink maar aan aardse ouers, nee? 'n goeie pa, 'n goeie ouer. Nee, sal tog nie vir jou kind sê, weet wat, seun, jy's vandag, nee, met hierdie toebroodjies wat ek vir jou gemaak het skool toe, nee, en jy het nie 10% daarvan gesaai vir 'n maatjie wat honger is nie, so ek gaan jou nie vanaand kos nie. Ons sal dit mos nie doen nie. Nee, ek gee vir my kind wat ook al, ek sal vir hom sorg. Vir my 5-6-jarige, nee, sê ek, hoor hierso, jy slaap vandag buite, nee, vanaand buite, want jy het met kruit op die muur geskryf. Jy het verkeerde goed gesaai. Nee, al doen my kind wat, ek sal nog steeds my kind se basiese behoeftes voorsien en versorg. Ek sal dit selfs met my hond doen, wat my tuin omdop soos die zamazamas. Nee, geen nog steeds kos vir hulle, alhoewel ek baie kwaad raak, nee. Nou as ek dit selfs met my hond doen, hoeveel te meer vir my kind? Hoeveel te meer God vir jou as sy diergekoopte kind in Christus? Hy sal voorsien, hy sal versorg. Hy is die volmaakte Vader in Christus. Voorsiening is bloot uit genade en liefde wat die Here vir ons het in Christus. Maar nou kan ons sê, hoeveel moet die Here voorsien? Nee, dis nou die volgende vraag. Hoekom lyk dit of die Here vir sommiges baie voorsien, vir ander minder? Hoeveel moet die Here vir jou gee? Nee, en dit is waar ons dan ook kom, nee, die mossie geloof, God voorsien, en dan kyk ons na God se voorsiening, nee. Dit is, die Engelse woord provision, gee 'n lekker beskrywing daarvoor, of provisie. Nee, wat is die visie? Daai woord bestaan uit, voorvoegsel pro is vir, of gunstig wees, vir die visie. Wat is die visie van jou lewe? Wat is God se plan en doel met jou lewe? Hoekom bestaan jy? Hoekom moet jy hier wees? Ons moet daai antwoord vir die Here gee. Hoekom bestaan ek? En baie mense sê, ja, ek bestaan om te werk. Nou, hoekom moet jy werk? Ek werk om geld te verdien om my rekeninge te betaal. My werk is my visie, om geld te verdien om rekeninge te betaal. So, wat is jou doel? Is geld. Ek werk om geld te verdien en om skuld te betaal. Daar raak dit nou weer 'n gees van mammon. As jy nie mossie geloof, is die basis vir alle ander gebruike van geld in die Bybel. Eers as jy mossie geloof in jou lewe gevestig het, dan kan jy ander gebruike reg, dan kan jy dit reg hanteer en toepas in jou lewe. En dan, wat is daai voorsiening? Hoekom lewe jy? Wat is God se plan en doel met jou lewe? Moenie geld jou baas maak. Ek werk 40, 50 jaar, nee, werk ek by 'n werk wat ek haat om geld te verdien, om my rekeninge te betaal. Nee, dit werk nie. Daar's so baie om hieroor te sê. Dis hoekom ek sê kom doen die finansiële seminar, nee. Want daar's nog so baie ander dinge, kanale van voorsiening waarna mens moet kyk. Jou werk kan jou kanaal van voorsiening wees. Matt het net nou gebid van Elia, nee, hoe God kraaie
en 'n spruit gebruik het en kraai om van kos. Maar wat? Eerstens, wat is God se plan en doel met jou lewe? Hy sal die nodige middele daarvoor voorsien in jou lewe. En as jy dink die Here het nie 'n plan en doel met jou lewe nie, dan is jy mislei. Want die Here sê baie duidelik, hy het alles met 'n doel gemaak. Spreuke 16 vers 4, die Here het alles met 'n doel gemaak. Jy is nie hier per ongeluk nie. Jou geboorte was vir God nie 'n verrassing gewees, hy nie weet wat om jou aan te vang nie. God het jou nog voor die grondlegging van die wêreld, het hy jou beplan dat jy hier moet wees, in die gesin waar jy is, in die omstandighede waar jy wees, want hy het 'n plan en doel met jou lewe. Nou, dan sal nou ook Efesiërs 2 vers 8 wat ons gelees, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. So God red ons. Maar Paulus verkondig nie net die evangelie van redding nie, hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God. God red jou nie en sê, nou moet jy maar net vasbyt tot jy eendag jou laaste asem uitblaas en dan gaan jy hemel toe nie. Nee, daar's 'n plan met jou, nadat jy gered is. Hy sê dan in vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nee, daai Griekse woord is proetoimazo en is om vooraf voor te berei. Proetoimazo. God het goeie dade vooraf voorberei vir jou bestaan. Nou, God het spesifieke goeie dade vir jou lewe beplan, waardeur hy sy koninkryk wil laat kom, in en deur jou. So jy's hier om God se koninkryk te vestig op aarde, en op 'n spesifieke manier. Ek en jy se manier is nie dieselfde nie. Elke een ken die Here persoonlik en gebruik hy persoonlik om sy koninkryk te vestig. En die Here sal die nodige middele op aarde gee daarvoor. Hy sal voorsien. Bloot uit genade en liefde om sy koninkryk te vestig. Ken jy jou skepingsdoel? Weet jy hoekom is jy hier? Of gaan dit op hierdie stadium, ek is hier om my werk te doen, om geld te verdien en om my skuld te betaal? Is dit waaroor jou lewe gaan? Dis maar 'n saai lewe. En ek sukkel om my baas te hanteer. En ek is op en af, want hierdie maand het ek minder gedoen in my besigheid, minder werk gekry, en ek's in 'n gat. Op en af, heeltyd. Want gaan oor hoeveel geld ek inkry. Dan begin 'n gees van mammon beheer vat. Want geld is mos die doel. En dan gaan kry ek geld wat nie myne is nie, ons noem dit kredietkaarte, en ek sê sommer hy is my Mastercard. 'n nuwe master in my lewe. 'n Mastercard, wat ook al. Ken jy jou skepingsdoel? En jy kan jou skepingsdoel, God se visie met jou lewe alleen ken in 'n persoonlike verhouding met God deur Christus. Dis al manier wat jy kan weet hoekom jy op aarde is. Is om natuurlik om eerstens Christus te aanvaar as jou saligmaker en verlosser en jou eienaarskap van jou lewe oor te gee aan God en sê, Here, nou nie meer my wil nie, ek is net 'n rentmeester hier. Wys my wat is u plan en doel met my lewe. Ek is u rentmeester. Ek is hier met 'n spesifieke doel om u koninkryk te vestig op aarde, te laat kom. En net deur Christus sal jy dit leer ken. En is ook met 'n gemeente dieselfde. 'n Gemeente waaroor dit net gaan oor geldinsameling, fondsinsamelings, net. Daar's 'n goeie tyd vir fondsinsamelings ook, nê, wat ons ook dan bietjie die gemeenskap van gelowiges bevorder om saam te werk en saam dinge te doen. Maar dit moenie die hoofsaak raak van 'n gemeente om net fondsinsamelings te doen, golf daar te hou. Verstaan, ek praat nou van elke situasie gaan kyk. Ek sê nie almal wat golf daar hou is verkeerd nie, maar dis nie die hoofsaak waaroor 'n gemeente moet gaan. As dit net gaan oor fondsinsameling, sodat ons net nog 'n jaar kan oorleef.
Sodra daai fokus weggaan om Jesus se koninkryk te vestig op aarde, gaan oor geld en fonds, dan is jy besig met 'n afdraande pad. Dan is dit die einde, die skrif is aan die muur. Dan is dit klaar. 'n Gemeente moet ook weet, wat is die visie? Wat is God se plan en doel met ons gemeente? Hoe wil hy in en deur ons sy koninkryk laat kom? En moet jouself nie met ander mense vergelyk nie. Ons as gemeente moet ook nie met ander gemeentes vergelyk nie. Sodra jy jouself met ander gemeentes vergelyk, dan dink jy, ag nee, sodra jy jouself met 'n ander gelowiges vergelyk, dan dink jy, maar ek is nie so goeie spreker nie, ek het nie soveel geld nie, ek het nie soveel talente nie, en dan word daai visie gesteel en jy sit passief stil dat mense net jou moet bedien. Moenie vergelyk met ander mense nie. Ons as gemeente ook. Moenie vergelyk met ander gemeente. Sê, ons is maar klein, ons kan nie veel doen nie, nee, ander gemeente, nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Ons is hier geplaas met God se plan en doel. En dis in elk geval nie ons wat die werk doen nie, dis die Heilige Gees wat deur ons werk. Dan is ons tot alles in staat, deur hom wat vir ons die krag gee. En ek is dankbaar oor die visie wat die Here vir Bergbron gegee het. Omgee gemeente gesalf vir genesing en bevryding. En ons bedien nie net hier nie, julle weet self, ons bedien op ander plekke en mense van buite af woon ook dit by. En hierdie uitreike moet jy nie vergelyk met ander nie. Weet, God het 'n spesifieke plan en doel met jou lewe waardeur hy sy koninkryk wil vestig. En hy sal aan jou die nodige middele voorsien vir sy visie. Bloot uit genade en liefde. En dan, maar dan baie keer gebeur dinge in ons lewens, traumatiese dinge in ons lewens. En dan dink ons, o God, nee wat, daar val alles plat. Dis nou verby. God het seker nie 'n plan en doel met my nie, want kyk, hierdie slegte ding het met my gebeur. Dan is traumaties, verloor my werk, of wat ook al, of siekte, of 'n ongeluk. Dan dink ek, nee, ek moet maar net oorleef. En dink God het nie 'n plan en doel met my lewe nie. En ek wil hier getuienis speel. In my jare as predikant was daar 'n paar begrafnisse wat baie swaar was, nê, wat uitstaan. Ek meen onnatuurlike dood en ongelukke. En daar's 'n paar wat ek kan noem en hierdie is 'n getuienis van een gesin wat vir my baie moeilik was. Ek was nie lank hier gewees nie. Toe hierdie gesin was na Paasnaweek gewees. Daai Dinsdagoggend, kyk, Maandag is mos gewoonlik nog 'n vakansiedag en dan daai Dinsdagoggend hier by 2:00 of 3:00 het ek 'n oproep ontvang en hierdie gesin was op pad terug van die see af en was in 'n motorongeluk gewees. En dit was traumaties vir ons hele gemeente. Want dit was die pa was ook die musiekleier, musiekgroepleier in die gemeente gewees, Alex Venter. Die ouer lidmate sal die gesin onthou. Dit was traumaties gewees. En ek wil nou hier die getuienis speel van sy dogter. Hy is oorlede en sy een seun. En die ander was verskriklike beserings opgedoen. Maar kom ons luister na Mariska se getuienis. Dis nou al 'n paar jaar terug wat sy hierdie getuienis opgeneem het. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons kom na U toe, Here, en sê dankie, Here, dat U ons so hoog geag het. Dat U Seun Jesus Christus vir elkeen van ons gegee het. En dankie, Here, dat ons weet ons is baie meer werd as die mossies, die voëls, die veldlelies, die gras. Dat U beloof U sal voorsien in ons behoeftes, Here. Maar Here, U weet ook, Here, en dis hoekom Jesus so baie gepraat het ook oor hierdie dinge van waar my skatte sal my hart wees. En dat daar dalk van ons wat se harte baie donker voel op hierdie stadium. Voel daar's nie hoop nie. Daar's nie uitkoms nie. Here, dat ons daai onsekerheid sal wegwerp, sal verwerp uit ons lewens. En dat ons sal staan op U beloftes. U het 'n plan en doel, ons moet hier wees. En U sal voorsien. Dat ons hoop op U sal vestig. Dat ons nie ons hoop op ons bankrekening of op ons besittings nie, maar Here, dat ons eers U koninkryk sal soek.
en weet, Here, al die ander goed sal U byvoeg. U het 'n plan en doen met elkeen van ons wat hier sit vanoggend en wat ook aanlyn luister na hierdie boodskap en kyk. Here, kom verander ons gedagtes. Heilige Gees, maak ons oë oop en dat ons sal raak sien, Here, wat U plan en doel is. Ek bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. En die God van voorsiening stuur jou weg met sy seun. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.